Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, vandag is die 30ste Julie, die jaar 2026. My naam is Daniel Gerber, opgewonde, Jesus Christus is steeds koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie, halleluja. Vanoggend het ek hierdie gedeelte gelees en ek dink toe, ek gaan sommer so 'n bietjie oor dit praat, en dit gaan oor watse geur gee ek en jy af. Nou ja, ek weet ons reuk is baie belangrik, dit is belangrik dat ons kan ruik, nee. So, baie kere dan ruik ons iets skerps of iets soets of iets souts en dan kan ons dit uitken en goeders. Maar ek moet sê, COVID het ook sy hou ingekry, baie mense se reuk is daarmee heen, nee, ek kan nie goeders ruik nie. Nou ek sê partykeer, dan sê my vrou, nou ruik jy nie hierdie goed, en sê ek, nee, ek ruik dit nie. So, ek wil sê, COVID het ook maar op sy gedeelte, het hy iets goeds gegee, want dan baie keer ruik ek nie daai slegte reuk en goeders nie, maar die reuk waarvan ek nou wil praat is ons geestelike reuk. En watse reuk gee ek en jy af? Weet die woord van God gaan uit, die evangelie. Dit word uitgesaai en dit is dieselfde woord, dit is presies een evangelie. Maar daar is twee verskillende reuke wat daar uitgaan. 'n Reuk van jy aanvaar dit of jy verwerp dit. En jy het 'n keuse of jy dit wil aanvaar of verwerp. Maar ek het 'n gedeelte wat ek wil lees, is 2 Korintiërs 2 vanaf verse 14. Hy sê, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? En ek het so 'n gedeelte gaan opsoek, en ek wil dit gou vir julle lees hierso. En hy sê hierso, en Paulus verduidelik dit, hy sê, 'n lewensasem is vir die wat glo. Wanneer mense die evangelie aanvaar, bring dit hoop. Dit bring vergifnis en die ewige lewe. Vir hulle is die teenwoordigheid van Christus 'n opbeurende, lewengewende geur. Dan is dit 'n geur wat absoluut net asemrowend is, want jy het die ewige lewe. En dieselfde boodskap gaan uit na die volgende ene toe, dis die doodswasem. Vir die wat dit verwerp, wanneer mense die boodskap van Christus weier, herinner die evangelie en die lewe van 'n Christen hulle aan God se oordeel en 'n ewige dood. Die boodskap self verander nie, maar dit ontbloot hulle geestelike toestand. So, of jy aanvaar hierdie woord, die evangelie, en dit verander 'n wonderlike geur in jou, laat jy 'n lewensgeur in jou het. Ek het die neerskryf, jy neem dit aan en dit gee vir jou daai lewensgeur, of jy verwerp dit en dit is 'n doodsgeur, daai vrot reuk. Het jy al iets geruik wat sleg en vrot is, en het jy al iets geruik wat mooi is? En so is dit ook met ons geestelike lewe. Of ons ruik iets wat mooi is, of iets wat sleg is, en wat se geur gee ek en jy af? Verwerp ons dit, of neem ons dit aan? So kom ons bid en vra vir Abba Vader, dat ons 'n geur sal afgee, vir medeboeties en sissies daar buite, dat hulle sê, I want that smell. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie, baie dankie vir die woord, Here, dankie vir die stukkie wat U vir ons gegee het vanoggend, Here, om net te besef dat elkeen van ons gaan 'n reuk afgee. En ons gee 'n reuk af van welwillendheid of een van dood. En Here, help ons dat ons nie 'n reuk sal gee wat dood is nie, Here, want U het geen behaag daarin nie. Ek bid en vra, Here, dat U ons sal lei, dat U ons sal beskerm, dat U ons sal in Jesus naam sal optel, wanneer ons soos die dood ruik, en dat ons 'n welwillende reuk sal afgee. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig hierdie ware evangelie van Jesus Christus, en gaan plant daai saadjie. Julle moet 'n geseënde donderdag hê. God bless.